Hierdie maand bespreek ek gasvryheid in ons reeks Familievreugde. As jy belangstel in die boek met dieselfde naam, kontak my gerus by info@vividlife.co.za. Nou, gasvryheid is 'n ryk Christen tradisie en daarom is die Bybel vol stories van gasheere en vroue wat hul huis vir vriend, vreemdeling en selfs vyand oopgemaak het. Ek dink hier aan Abraham, die patriarg, Boas, die redder van Rut en Naomi, asook Lydia, die sakevrou van Handelinge 16. Tradisioneel is gasvryheid geassosieer met die huisvesting van 'n reisiger. Dit verskil hemelsbreed van ons hedendaagse begrip, waar gasvryheid meestal tot familie, vriende en ander kennisse beperk is. Gasvryheid gaan oor 'n gesindheid. Dit spreek van 'n oop hart wat na 'n oop huis lei. 'n Sprekende voorbeeld hiervan is Lydia, bogenoemde handelaar van perswolmateriaal. As 'n godvreesende soeker na waarheid, het die Heilige Gees haar hart oopgemaak, sodat sy ontvanklik was vir Paulus se boodskap daar langs die rivier in Filippi. Dit is vir my inspirerend dat sy, nadat sy en haar hele huishouding gedoop is, daarop aangedring het dat Paulus en sy medereisigers by haar aan huis gaan. Gasvryheid is niks anders as liefde in praktyk nie. Jesus verwag van sy volgelinge om elkeen wat na liggaam, siel en gees moeg en moedeloos is te verkoop, te vernuwe en te versterk. In Matteus 25:40 herinner hy ons dat wanneer ons vir ander omgee, selfs al is dit vir die heel eenvoudigstes, het ons dit vir hom gedoen. In die konteks van hierdie gelykenis is dit duidelik dat sulke praktiese hulp 'n ewige beloning waardig is. Met ander woorde, gasvryheid is nie 'n opsionele ekstra vir vermoënde mense wat in mooi huise woon nie, maar 'n basiese uitdrukking van elke Christen se geloof. Vir my is die tafel die hart van gasvryheid en dit ten spyte daarvan dat dit sy rol aan die afneem is volgens statistieke. In die VSA het die gemiddelde gesinsete 60 jaar gelede 'n uur en 'n half of dan 90 minute geduur. Vandag duur die gemiddelde aandete net 12 minute. In Amerika het navorsers ook bevind dat die gereeldheid van gesinsetens in die afgelope 20 jaar met 33% afgeneem het. En selfs wanneer gesinne saam eet, is dit dikwels voor 'n televisieskerm. In die evangelies het Jesus sy disippels geleer om dankie te sê, om diensbaar te wees en om 'n blaaskans te neem, en hy het dit elke keer 'n maaltyd daarvoor gebruik. Ek is vas oortuig dat ons die lewegewende rol van die tafel in ons moderne samelewing moet herontdek. En daarom wil ek jou hierdie maand uitdaag om jou tafel weer 'n slag mooi te dek, sodat jy dit as 'n plek van disippelskap, dissipline, feesviering en gasvryheid kan herontdek. Lekker kuier, tot volgende maand.